Dankie. Welkom aan elkeen wat hier so is. Hierdie hele week stry ek met my vrou, sê ek is seker as het hierdie preek gedoen. Maar dit is so bekend en goed en dan sê sy nee man, dit is iets wat ek voorberei, maar ek het dit nog nie gedoen nie. So hier gaan hy. Ek gaan vandag met julle praat oor 'n herder. Ek gaan lees uit Johannes 21 vers 15 tot 17. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy my werklik lief? Meer as hulle hier. Hy antwoord op: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom weer vir die tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy my werklik lief? Hy antwoord: Ja. Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Hy vra hom vir die derde maal: Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat hy hom die derde maal vra: Het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom: Laat my skape wei. Jy sien in die Bybel praat Jesus met Simon Petrus nadat hy opgestaan het. Ons moet onthou dat Petrus het vir Jesus verloon. Tog gee Jesus hom 'n groot opdrag van herderskap. 3 keer vra Jesus vir hom: Het jy my lief? En elke keer gee Jesus vir hom 'n opdrag: Laat my lammers wei. Pas my skape op. Laat my skape wei. Hier sien ons die ware hart van 'n herder en 'n pastoor. Hm. 'n Pastoor se werk is nie net om te preek nie. Alhoewel almal dink dis al wat 'n pastoor doen. Hy preek. Maar dit is nie so nie. 'n Pastoor se werk gaan nie net oor preek nie, maar ook oor mense. God se kudde. Jy sien, as ons God liefhet, het ek en jy elkeen 'n herderposisie. Jy's 'n pa, of jy's 'n ma, jy's 'n ouer, jy's 'n boetie, sussie, jy het 'n besigheid, of jy's in 'n leierposisie. By jou werk, by jou huis, oral is jy ook 'n herder. Nou vra elkeen seker of julle dink, hoe is dit moontlik? Maklik. Die Here het ons almal 'n herderskapposisie gegee. Om 'n man te wees, is jy 'n herder vir jou gesin. 'n Herder is oor jou kinders. By jou werk, as jy mense onder jou het, is jy 'n herder. Want hoekom? Jy sien om na hulle. Kom ons kyk na die opdrag: Laat my lammers wei. Voed die jonges en die swakkes.
Jy sien die lammers verwys na jong gelowiges of mense wat nog nie so geestelik gegroei het nie. Ewenal is ons ook ou Christene, ons moet nog steeds ook gelei word. Ons moet gevoed word. Ons moet gelei word deur God se woord. 'n Herder moet hulle voed met die woord wat God hulle leer. Hy moet hulle bemoedig en hy moet hulle beskerm. Jy sien, soos wat 'n baba melk nodig het en kossies nodig het om te groei, so het ons ook as Christen daai voeding nodig om te kan groei, om soos God te kan wees. So 'n pastoor moet dus mense help groei in hulle geloof. God se woord is die waarheid en die waarheid maak ons vry. Ons word geheilig deur God se woord. Dit is so geskryf in Johannes 17. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Nou 'n tweede maak jy Jesus vir hom 'n opdrag. Pas my skape op. Dit beteken beskerm en lei die kudde. 'n Herder kyk uit vir gevaar. Ons waarsku ons kinders. Ons waarsku ons gemeente teen gevaar. Hy beskerm die skape teen wolwe, teen afdwaal en teen skade wat gerig kan word. Net so moet geestelike leiers wat herders is, die skape oppas. Nou dink julle seker, hoe? Bid vir mense. Gee hulle raad. Waarsku hulle teen sonde van die gevare daarvan. Lei mense, lei hulle terug na God toe. Kom ons lees wat sê dit in Handelinge 20 vers 28. Handelinge 20 vers 28. Gee dan ag op hulle self en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Jy sien, 'n ware herder dra die mense op. Hoekom? Want hy het God se liefde in hom. Jy sien, in hierdie skrif praat Paulus met die gemeente van Efese. Van ons is opsieners oor 'n gemeente. Van ons is opsieners van ons huise, van ons besighede. Ons word geroep om hulle te versorg. Nou 'n derde keer gee Jesus die opdrag: laat my skape wy. Wat beteken dit? Hou aan om hulle geestelik te voed. Sien, die skape moet voortdurend gevoed word met die waarheid, liefde en lyding. 'n Herder moet
die woord suiwer verkondig, mense geestelik versterk en om hulle nader aan God te bring en nader aan God te leef. Bo alles, hulle met God se liefde te hanteer. Jy sien, ons elkeen hier is geroep om iewers 'n herder te wees. Iewers gaan jy God moet teenwoordig en as om 'n herder op te tree vir God. Ons moet 'n voorbeeld wees. Ons kan nie net altyd, ja, gaan dit sê, hoekom nie? Ons kan nie altyd net na 'n pastoor te hardloop en sê, pastoor, daar buite het leiding nodig. Hoekom moet 'n pastoor dit altyd doen? Ja, jy kan dit ook doen. God het jou ook gesit as 'n herder. En as jy nie weet wat om te sê nie, gaan God vir jou die regte woorde gee om vir daai persoon te sê. Dis nie altyd net 'n pastoor wat alles moet doen nie. Ons as mens kan dit ook doen. En ja, 'n pastoor is ook net 'n mens. Die hart van 'n herder. Jesus noem die mense sy skape. Die kudde behoort aan God, nie aan ons nie. Jy sien, 'n herder is dus 'n rentmeester wat moet sorg vir dit wat aan Jesus behoort. Kom ons sien wat sê dit in Petrus 5 vers 2. Petrus 5 vers 2. Hou as herder toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onwerklike kroon van heerlikheid ontvang. Jy sien, God soek 'n opregte hart. Ons moet in liefde optree. Ons moet nie voel ons moet nie. Ons moet dit doen omdat ons bereidwillig is vir God. Omdat ons God se liefde in ons het, moet ons dit met vrymoedigheid kan doen. Sien, ons moet 'n voorbeeld wees vir Jesus. Jy sien, hier kom die beste deel. Jesus, ons opperherder, wat ons lei in alles. Hy het vir ons 'n belofte, 'n kroon van heerlikheid wat nooit sal vergaan nie. As ons as herders optree.
Ek het hier geskryf, sien hierdie prentjie. 'n Herder loop nie voor die kudde uit nie. Wat? 'n Herder loop nie voor die kudde uit net om gesien te word nie, ekskuus. Wat doen hy? Hy loop saam met sy skape. Hy soek altyd daai een wat wegraak. Wat daar een kant in 'n hoekie staan. Wat nie saam met die groepie wil wees nie. Hy dra die een wat swak is. En hy beskerm die kudde teen gevaar. Jy sien, net so moet ons as herders mense lief hê. Ons moenie gedwing voel, ek moet daai ou lief hê. As jy Christus in jou hart het, is liefde nie moeilik om te gee nie. Ons moet mense lief hê, ons moet hulle dra, ons moet hulle lei, en ons moet hulle dien, soos wat Jesus dien. Hoekom? Want Jesus het dit al reeds vir my en vir jou gedoen. Die hart agter die opdrag. Jesus soek nie net mense wat sy woord uitdra nie. Hy soek mense wat sy kinders liefhet. Jesus soek nie mense wat almal die hele tyd terugwys. Jy vertel die hele tyd hoe verkeerd jy is nie. Jy vertel jy moet so optree nie. Jy vertel jy moet so lyk nie. Jy vertel jy moet so praat nie. En jy die hele tyd vertel, jy moet nie so preek nie, jy moet so preek. Jy doen dit nie reg nie. Jy is so en jy moet so. Dit is nie hoe God se kinders optree nie. Jy tree nie op in God se liefde, is jy die hele tyd so, soos wat ek vir my vrou partykeer sê, sy's knaand nie. Want vandat sy in ord nie gekom het, is sy knaand. So dis iets wat sy hier geleer het. Maar ja, ek deel met dit, ek hanteer dit. God soek dat ons mense liefhet, die res sal in plek val. Laat my skape wy beteken, sorg vir mense, bid vir hulle, gee hulle liefde. En ek dink hierdie is een van die mees belangrikste enetjies. Gee vir hulle plek waar hulle kan behoort. Jesus is die goeie herder. Elke aardse herder moet uiteindelik soos Jesus wees. Jesus was vir almal 'n voorbeeld van liefde. In Johannes 10 word Jesus die goeie herder genoem, wat sy lewe aflê vir sy skape. Die grootste bewys van liefde gaan ons vandag ons eie ek aflê. Gaan ons begin om ander lief te hê. Of gaan ons aanhou
om mense af te breek? Of gaan ons vandag optree in God se liefde? Psalm 23 sê dit so mooi. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na water waar rus is, lei hy my heen. Jesus bring ons na alles wat mooi is. Hy bring ons na rus en vrede. Het jy 'n herdershart? Bring jy en ek, nie net julle nie, mense na vrede, of bring jy oordeel, twis? Laat jy mense geliefd voel? Laat jy mense voel dat hulle vrede het? Voel hulle gerus by jou as hulle by jou sit? Of as hulle wegstap van jou af, voel hulle twyfel in hulle hart, dat hulle is nie goed genoeg vir daai persoon nie. Lig ons mense op, of bly ons mekaar afbreek? Jy sien, so lei God ook sy mense na rus, en omdat ons rus het in God se liefde. Sien, as ons God se liefde het, dan kan ons ook ander met liefde behandel. Want God is nie 'n God wat mense afbreek nie. God is nie 'n God wat vir mense sê, jy's nie goed genoeg nie. God is nie 'n God wat vir mense sê, kyk hoe lyk jy nie. Ja, God kyk nie neer op jou nie. God kyk na jou hart. Hy kyk na jou hart. 'n Herder se roeping is om God se mense lief te hê. Wie is God se mense? Almal wat deur hom geskep is. 'n Herder voed met die woord van God, deur die leiding van die Heilige Gees. Deur te beskerm teen die waak, om te bid vir mekaar, en om mense nader aan Jesus te lei. En ek het hier gesê, om mense na rus te lei. Die herderbeeld in die Bybel wys leiding, beskerming, liefde, versorging, 'n opoffering. Daarom word God die herder genoem. Jesus, die goeie herder, en pastore, herders van God se kudde. Jy sien, soos 'n herder oor sy skape waak, moet leiers omsien na God se kudde met liefde en nederigheid. Ek en jy as kind van God is iewers in 'n herdersposisie. Of sal iewers in een wees, kom dan laat elkeen van ons dan smag na 'n herdershart en gesindheid. Jy sien, Jesus het 3 keer vir Petrus gevra, het jy my lief?
het jy my lief? Jy sien, Jesus wys hiermee, ware liefde vir God word gewys deur hoe, hier kom dit, en hy kry ek pak saal oor dit, hoe jy sy mense hanteer. Hanteer ons hulle met 'n herdershart? Gaan ons vandag ons liefde aan God bewys met 'n herdershart teenoor almal? God word die herder genoem. Jesus word die goeie herder. En pastore en leiers, opsieners, is herders van God se kudde. Belangrike waarheid. 'n Herder het nie net voor die skape geloop nie. Hy het verantwoordelikheid vir hulle geneem. Net so moet geestelike leiers elke kind van God persone wees wat mense liefhet. Hulle lei in waarheid, vir hulle bid en hulle help om te groei. Die voorbeeld van Jesus wys ons liefde, opoffering en geduld. Ons wat vandag in die liefde, sorg, opoffering, vrede en geduld van God is. Ons herders gaan uit gaan ons met 'n herdershart en so optree teenoor ander. Simon Petrus het Jesus verloon. Tog stuur Jesus hom uit as 'n herder om mense lief te hê. Is jy vandag lief genoeg vir God om vir hom as 'n herder op te tree? Ek sien in 'n gebroke wêreld en in 'n kerk wat seer kry en deur elke kind van God. Ek sluit af. Is ons vandag bereid om ons eie selfbeeld van hoe goed ek is en van hoe goed ek lyk, eenkant te sit en te kan optree soos wat God wil hê ons moet optree. Om God se liefde uit te kan straal na ander. Het ons die vrymoedigheid om na iemand toe te stap en te sê, my boetie, my sussie, ek het jou waarlik lief. Is ons bereid om dit te doen? Is ons bereid om buite te gaan stap en vir iemand te sê, ek het jou lief, want God het my lief. Ek het God se liefde in my. Kom ons sluit die oë.